Goeiemôre gemeente. Ons is by die tweede deel van hoofstuk 10 wat handel oor die Heilige Gees as gewer. En ons gaan saam met mekaar praat daarvan bladsy 52 af. En ons gaan begin daar by die opskrif gewer van gawes. Dis nou vir die week van die 1ste en die 2de Junie. Van volgende week af is ons daarom weer op datum. En ek hoop dat u 'n lekker vleisfees agter die rug het en dat dit Vrydag aand vir u baie lekker was om dit alles te kon beleef en te kan geniet. Maar kom ons bid saam. Heilige Gees, baie dankie vir u kragtige werking in ons harte. U oortuig ons van die liefde van God. U oortuig ons van vergifnis. U oortuig ons van die ewige lewe. U oortuig ons van Jesus Christus as die verlosser. Maar u oortuig ons van die Vader en van die drie enige God. So ons wil vir u baie dankie sê vir die woord wat u laat skryf het, en dat ons met die Bybel kan besig wees, en ons bid ook dan Here, dat hierdie boek vir ons ook 'n weerspieëling sal wees van u woord, en dat dit vir ons baie betekenis sal hê. Baie dankie ook Here vir soveel mense om ons, met soveel gawes en soveel talente. Ons bid dan nou, dat u vir ons ryklik sal seën, en dat u naam groot gemaak sal word. In Jesus naam. Amen. Kom ons kyk na gewer van gawes. En ek weet u ken die storie. Maar ek weet nie of ons altyd die storie doen nie. Hier staan, elke mens het gawes. Sommige mense noem dit talente. Ek dink dit hang af hoe mense daarna kyk. 'n Talent kan iets wees wat 'n mens ontwikkel het. Maar ons sê dit, en ek kan dit hier sê, ons kan na sportmanne en sportvroue kyk, wat 'n marathon kan hardloop soos geen ander mens nie. Wat is dit? Is dit daardie mens se vermoë wat sy ontwikkel het? Ja, dit speel 'n rol. Dit vra verskriklike harde werk om die gawe te ontwikkel tot sy maksimum. Maar daar's 'n klomp van ons wat nie eers, ons kan nie eers wat ook al weghardloop nie. Ons het nie spoed nie. Ons het nie die bouvorm nie. Dan kan ons mos vir daardie mense sê, jy het 'n gawe van God ontvang. Hy het jou so gebou. So ons kyk na mense wat musiek speel, dan kan ons mos sê, jy het 'n gawe gekry. Ek het dit nie gekry nie. Of wat ook al. Kom ons kyk daarna. Daar by die tweede vraag, by die tweede paragraaf staan daar, 'n hele verskeidenheid van gawes, of 'n hele verskeidenheid gawes, was in die eerste Christelike gemeente bekend. Daar staan dit. Die spreek in tale, kragtige werkinge, wat ons in die Korintiërbrief kry, en 'n klomp ander gawes, gawes soos profesie, onderrig, bemoediging, en so meer. Geliefdes, die Here gee vir ons gawes, en dit kan nie wees, dat uit 'n gemeente van 750 mense, dat net 100 mense, die binnekring mense, gawes gekry het. Ja, wat wel waar is dat dit 100 mense is wat na vore kom, en wat vir die Here sê, ek gee aan u my gawe. Ek stel my gawe beskikbaar. Miskien is 600 ander mense bang om dit te doen. Miskien is ons geïnhibeerd. Wat sal die mense sê? Is dit 'n veilige ruimte? Nee, ek gaan dit liewers nie doen nie. Nee, man. As die Gees van die Here in jou lewe borrelend werk, dan vra hy nie vir jou hoeveel gawes het jy nie. Jy beweeg met die Gees van God. En in die beweeg ontwikkel jy al hoe meer gawes. Ons het dit tog almal al beleef, as ek nie reg nie. Daarom staan hier ook dan geskryf, en ek wil dit lees, die Gees gee die gawes vir die omstandighede van 'n gemeente soos hy wil vir 'n spesifieke doel. Geliefdes, ons voorsitter van die admin en finbediening verhuis Pretoria toe. Daai posisie is leeg. En nou al na etlike maande is hy nog nie gevul nie. Kan dit wees dat daar soveel mense in ons gemeente is wat juis die gawe het, die roeping het, die beroep het om dit te kan doen? Maar ons kry nie iemand wat dit vir die gemeente wil kom doen nie. Ek dink nie dit lê op die vlak dat ons nie die gawes het nie, maar dit lê dalk op die vlak dat ons te min tyd het. Bo-aan staan daar geskryf, ons kan daarom nie sê dat die gawes beëindig is nie. Die Here self besluit waar,
wanneer en vir hoe lank sy gees die gawes gee. So kan hy ook meer as een gawe vir een persoon gee, en ek wil die byvoeging sê, hy kan ook meer gawes in die kerk ontwikkel. Ons het in die gemeente data-operateurs. Jy sal nie die Bybel van hulle lees nie. Ons het klankoperateurs. Jy gaan ook nie die Bybel van hulle lees nie. Ons het 'n koster, ons het 'n skriba, ons het 'n sekretaresse. Ons het 'n klomp ander mense wat in hierdie kerkgebou op 'n Sondagoggend 'n rol vervul, sonder wie se gawes ons nie kan gaan nie. Hier staan: in sommige Christelike gemeentes word sekere gawes belangriker as ander beskou, en soms as voorwaarde gestel dat elkeen na die doop of die vervulling met die Heilige Gees byvoorbeeld in tale kan praat. Ek gaan nie verder hieroor praat nie. Dis nie Bybels korrek nie. Dis nie korrek nie. Kyk 'n bietjie verder. Daar staan geskryf, dit is opvallend dat die ander skrywers van die Nuwe Testament nie die spreekentale noem nie. Ek wil nou nie in 'n debat verval oor spreekentale nie. Maar geliefdes, as jy in tale kan spreek, kom spreek dit. Kom spreek dit as daar ook iemand is wat die taal kan uitwerk. Ons staan nie in die gees van die Here se werking nie. Wat die gees van die Here wil doen, moet hy doen, want ons wil graag daarna luister. Maar daarom ook is dit 'n gawe van die Here om ook te kan organiseer. Dit is 'n gawe om administratief of administrasie te kan doen. Dit is 'n gawe om 'n vergadering te kan lei. Dit is so kan ek opnoem en opnoem en opnoem. Daar's plek vir ons almal. Ek wil hier uitkom by die laaste paragraaf daar op bladsy 53, die paragraaf net voor die gewer van vrug. Elke gelowige moet die gawes waarvoor hy of sy beskik ontdek, ontwikkel en gebruik. Die beste gawe van almal wat elkeen moet nastreef is die liefde. Dit is belangriker as al die gawes. Dit is die vrug van die Gees wat in elke gelowige se lewe moet wees. Die gewer van nuwe lewe en van die gawes het dit met 'n doel gedoen. Hierdie doel sal later verduidelik word. Watter gawes het die Here vir jou gegee en hoe gebruik jy daardie gawes? Miskien voel jy al bietjie oud, nee. Miskien voel jou tyd is verby. Ag, ek kan nie meer iets vir die Here doen nie. Weet nie, dis net die duiwel wat met jou praat. Nie die Here nie. Nie die Here nie. Miskien voel jy, ek het nou genoeg gedoen. Dis ook nie die Here wat dit vir jou sê nie. Kyk 'n bietjie. Die gewer van vrug. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n Mens kry ook nie vrugte aan 'n droë boom nie. Die Here Jesus het die beeld van die wingerdstok gebruik om vir sy disippels te leer dat 'n mens in hom moet bly en vrug dra. Johannes 15. Dit is egter veral in Galasiërs 5, daar die vrugte van die gees en die vrugte van die vlees wat baie duidelik na vore kom. Hy sê daar, die praktyke van die sondige natuur word uitgewys. Dit daarteenoor word die vrug van die gees gestel. En dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Wie die nuwe lewe in Christus het, se lewe bars soos 'n granaat oop en vertoon hierdie vrug. Dit is egter nie net 'n vertoning nie. Die gewer van die vrug wil ook ons gedrag bepaal. Die Heilige Gees is die lewenssap in die wingerd, wat die plant lewendig hou en vrug laat dra. Daarom moet ons naby in die Here bly, sodat die lewenssap van die gewer in ons bly en vrug voortbring. Gegee tot, kom ons kyk 'n bietjie. Dis mooi. Ek gaan dit vir jou aanstippel op bladsy 54. Dit is pragtig. Nie gegee vir my eie ego nie. Nie gegee sodat ek nommer 1 in die kerk kan wees nie. Nie gegee sodat ek die hoof kan wees nie. Luister hier. Hier staan. Die nuwe lewe, gawes en vrug word met 'n doel deur die gewer gegee. Hy sê, bo alles word dit gegee tot eer van God, nie ons eie eer nie. Ons hele lewe en optrede moet tot die verheerliking van die Here wees. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. 1 Petrus 4 vers 11. Is dit nie wonderlik nie?
Sodra jy dit vir jouself doen, kompeteer jy met iemand anders of hulle kompeteer met jou. Op 'n baie subtiele manier. Ag, nonsens. Wat jy is uit genade en wat jy doen is tot eer van die Here. Hier staan, 'n tweede ding, die gewer deel die gawes uit om dit tot voordeel van ander te gebruik. Paulus sê almal moet bevoordeel word. 1 Korintiërs 12 vers 7 sê dit baie mooi. So as jy in die koninkryk van die Here, as jy in die gemeente instap, as jy kom aanmeld vir diens, dan weet jy doen dit tot eer van die Here en jy doen dit tot ander mense se behoud en tot hulle ophou. Kyk die volgende een. Jesus het gekom om te dien. Johannes 13, die nagmaalstafel die donderdag aand voor Paasnaweek, hy het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Sy gees gee hy aan sy volgelinge tot diens. Paulus gebruik die voorbeeld van die liggaam om hierdie feit tuis te bring. Gelowiges moet na mekaar omsien en mekaar dien. Geliefdes, wat is dan fout as dit sê maar nie gebeur nie? Of wat is fout as dit gebeur? Want die Heilige Gees motiveer ons om selfs na die persoon te gaan van wie jy nie baie hou nie. Wie jy dalk sukkel om lief te hê. Maar jy gaan was sy voete of haar voete. Hier is nog 'n punt. Hand aan hand met die diens word genoem dat dit gegee is tot opbou, tot voordeel en tot opbou. Efesiërs 4, in Efesiërs 4 word twee maal genoem. Die Griekse woord beteken letterlik om huis te bou. Die nuwe lewe, gawes en vrug moet dien tot opbou van die gelowiges, maar ook tot opbou van die gemeente. Die Ons Vader gebed moet gedurig op ons lippe wees. Laat u koninkryk kom. Jy's mos ouderling, jy's diaken, jy's 'n geestelike leier, jy's 'n predikant, jy's 'n lidmaat op dieselfde vlak, gevul met die Gees van God, uitgestuur deur die Gees van God om 'n verskil te gaan maak, om mense te gaan uitbou, om mense te gaan opbou en om die huis van Christus gesond te bou. Hier staan, kyk terug. Die laaste kolletjie, die gelowiges moet toeneem in geloof, toeneem in hoop, toeneem in liefde. Daarom gee die gewer ook tot groei. Timoteus moenie sy genadegawes verwaarloos nie, sodat almal sy vordering kan sien. Ek sluit af. Die Heilige Gees is die persoon van die drie-eenheid wat met die praktyk te doen het. Hy pas die verlossing toe wat Jesus Christus vir ons verwerf het, met al die voordele wat dit inhou. Die Gees gee dus nuwe lewe en gawes en stel ons in staat om vrug te dra. Nog ene. Al hierdie dinge word uit genade gegee en nie net tot ons voordeel nie. Daarom moet ons tot eer van God ons medemens dien met dit wat ons ontvang het. Deur dit te doen, ontvang ons ook meevallers deur self opgebou te word in ons geloof en te groei in geloof, in hoop, in liefde. En geliefdes, kom ons sê dit net so in Afrikaans, dis 'n lekker voorreg. Ja, mens brand ook soms uit, en jy brand ook maar soms vas, jy word ook maar moeg, jy word ook maar moedeloos, ek ook. Maar dis 'n voorreg. En wat 'n mens maar net weer uit hierdie paar bladsye uit leer is, daai plant van die wingerdstok kan nie self groei nie, kan nie self vrugte dra nie. Die sap, die lewenssap van die Heilige Gees moet deur daardie are vloei om blare te gee en om vrug te gee. Ek en jy is daai loot. Die Here Jesus sê, ek gaan jou uitknip, gaan jou weggooi, gaan jou verbrand as jy nie groei nie, as jy nie vrug dra nie. En hoekom dra ek nie vrug nie? Ek laat nie die Gees in my lewe toe nie. Die enigste Gees wat in my lewe werk is ek self. Maar as ons die Gees van die Here toelaat, is dit so wonderlik, dit is so lekker om net te sien. My aarde, ek het nie geweet ek kan dit doen nie. My aarde, ek het nie geweet ek het dit vir jou gedoen nie. My mens, ek het nie geweet dit is die effek nie. Kom ons bid saam. Dankie wonderlike Here, ook vir hierdie woord van vandag, elke dag se woord, elke week se woord. Dankie Here dat U mense gebruik in die diens, maar dat U ons nie alleen los nie, maar dat U deur die Gees vir ons lei,
dat U vir ons toerus, dat U vir ons deur die Gees werklik waar help om te groei en te ontwikkel. En nou bid ek, Here, dat elkeen van ons wat hierna geluister het, dat dit in ons lewe nuwe moed, nuwe krag, nuwe ywer, nuwe doelwitte sal bring, dat ons slapheid sal los, ons verskoning sal los, dat ons sal opstaan tot die stryd, en dat ons, Here, vir U sal leef. Dankie vir hierdie oggend, aan U, Here, die eer, en die lof, en die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen. My soul.